Goeiedag en baie welkom vandag weer by dag 266 se Lewelig dagstukkie. Handelinge 3 vers 6. Toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien en besef dat hulle ongeleerd en leuke is, was hulle verbaas en het hulle herken as mense wat saam met Jesus was. Hoe meer ons God vertrou vir wat ons nie kan doen nie, hoe meer ontdek ons hoeveel meer ons kan doen in sy krag. Jy kan God vertrou vir alles. Was jy al in 'n situasie waar jy so ligleegte geslaan het en nie 'n idee gehad het wat om te doen of te sê nie? Jou brein steek vas. Jy wens jy kan pause druk en Google toe gaan. Maar jy het net jou woorde of gebrek daaraan, jou verwysingsraamwerk en sommer 'n bietjie baie sweet op jou voorkop. Dis waar Petrus en Johannes alself bevind het. Hulle het pas 'n verlamde man op die tempeltrappe genees. Mense is in rep en roer, die godsdienstleiers, die Sanhedrin, die slim manne met lang baarde en nog langer gesigte is nie beïndruk nie. So hier's twee eenvoudige manne voor die elite van hul tyd. Manne wat die skrifte van kleins af op die punte van hulle vingers leer ken het. En tog staan Petrus daar voor hulle en hy preek met vrymoedigheid, met krag, nie met so kry my jammerhouding nie. Die Bybel sê, toe sê Petrus, vervul met die Heilige Gees, Handelinge 4 vers 8, en hulle staan verstom. Hulle kon nie glo dat hierdie twee onopgeleide en eenvoudige vissermanne so iets kon sê nie. Dis ver bo wat hulle verwag het. Dis ver bo wat Petrus en Johannes uit hulle self kon doen. Wat gebeur het was dat die Gees van God beheer oorgeneem het. Jesus het hulle voor die tyd al voorberei dat sulke oomblikke gaan kom en toe gesê, moenie bekommer wees oor wat julle sal sê nie, want die Heilige Gees sal julle leer. Lukas 12 vers 11 tot 12. Dis soos om jou ou verwysingsraamwerk in te ruil vir iets nuuts. Jy sien, ons almal het 'n agtergrond, 'n storiebundel van wat mense ons vertel het ons kan doen en wat nie. Nou jou verwysingsraamwerk is hoeka daai stem wat fluister. Jy het nie matriek nie, so moenie dink jy kan. Jy kom van daai kant van die dorp af, dis nie vir mense soos jy nie. Jy's 'n vrou, 'n kind, te oud, te jong, te stil, te iets. En dan kom Jesus en deur sy Gees herskryf hy jou storie. Hy bring 'n nuwe verwysingsraamwerk. Jy is 'n nuwe mens. Met God is niks onmoontlik nie. Petrus, die bang ou wat Jesus 3 keer verloon het, preek nou so dat die geleerdes met oop monde sit. Johannes, die seun van die donder, praat nou met wysheid. Dis nie hulle nie, dis die Gees in hulle. Dalk sit jy vandag ook in 'n situasie waar jy nie regtig weet wat om te doen nie. Jy voel te min, te swak. Jy wil default na wat jy ken, daai ou manier van dink, ek kan nie. Maar jy's nie meer alleen nie. Die Gees van God woon in jou. En as jy saam met Jesus stap, begin jy anders dink, anders kyk en anders glo. Dan ontdek jy, God se soveel meer vir jou. Die wil en krag van God lei jou in die kragveld in van die onmoontlike. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy sukkel ons om beheer oor te gee en God te vertrou? Wat kan ons doen om die Gees van God toe te laat om die onmoontlike deur ons te doen? Hoe gaan jy vandag begin om in groter afhanklikheid van die Gees te lewe? Here, dankie dat ek nie hoef staat te maak op my eie slimmigheid of krag nie. Dankie dat U ook my verwysingsraamwerk wil skuif en verander.
Leer my om u leiding te volg en in u krag op te tree. Amen. Daar is maar niks in die lewe wat 'n mens met groter verwondering, maar ook met groter boldness, braafheid vervul, as om God in aksie te sien wanneer die Gees deur ons werk nie. Is jy beskikbaar? Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Shaal. Om elke dag 'n lewendig dagstukkie per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer te stuur na die nommer wat hier vir jou aangedui is. Jy kan ook gerus ons Lewelig Gemeenskap se Facebookblad besoek of ons Lewelig Gemeenskap YouTube kanaal. Shalom.